Vir ieder en elke voorlesing gebruik ons verkieslik die 1933, 1953 Afrikaanse vertaling, asook die King James vertaling met die Strong's verwysingsnommers. Om seker te maak dat ons 'n skerp omlynde beeld verkry, sal ons stop in die skrifondersoeke verkies en verklaar sover moontlik. Ons het dus nodig om ons harte, ons verstand en ore tot beskikking van die Heilige Gees te stel, sodat die openbarings geskryf kan word op ons harte. Ek persoonlik is totaal oortuig daarvan dat die hele Bybel deur God gegee is om ons ingelig te hou. Alvorens ons begin, vra ons dan dat die Here met ons wil spreek deur sy Heilige Gees, en ons vra dat ons harte op U gerig sal bly, Vader. Help ons om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil oordra. Oor die algemeen vind vele mense dit nie so maklik om die boek Openbaring te lees en verstaan nie. Dit spruit baie keer voort uit beelde wat nie vir die mens bekend is nie, of onmoontlik lyk. 'n Versluiering van wat die woorde wat in die boek opgeteken is moet oordra, en 'n skynbaar vergesogte gebeurtenisse wat nie in ons alledaagse lewe sigbaar is nie, en wat tot gevolg het dat ons die omskrywings verwerp of betwyfel en dit as illusies voorhou. Nou, een sleutel is duidelik dat mens die boek nie moet probeer assimileer in 'n enkele eenheid nie, maar eerder die elke afsonderlike beeld op die regte plek in die ram plaas en dit dan so verstaan. Meestal is insig die gevolg van begrip van wat die strekking van die geskrewe woord is, en dit sal dan ons fokus wees. Vader, ons vra dat U vir ons sal help, ons verstande en ons harte sal oopmaak, sodat ons kan sien en hoor wat sê U deur die Gees aan ons. Ons lees vandag uit hoofstuk 5 van Openbaring, en dit neem as volg in aanvang. 5 vers 1 sê, en ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe, en met 7 seels goed verseël. Onthou, hoofstuk 4 het effektief daaroor gegaan dat Johannes beskryf het, hoe lyk die troonkamer van die Here, waar die raadsaal van die heersers, die konings is. En nou in vers 5, vers 1 sê, nee, hom wat op die troon sit, met ander woorde, God het 'n boek gehad, wat van binne en buite beskrywe is, met 7 seels goed verseël is. En ek het 'n sterk engel gesien, wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel, of op aarde, of onder die aarde, kon die boek oopmaak, of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek op te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek op te maak en sy 7 seels te breek. Nou, kom ons stop net so 'n bietjie hier en ons kyk, wat se boek kan hierdie dan nou wees? En dit lyk duidelik nou in die Hebreëse gebruike, was daar wanneer 'n mens 'n titelakte het op 'n stuk grond, en jy verkoop die grond, dan is daar binne in hierdie akte, is daar 'n klousule dat jy die grond kan terugkoop, mits jy al die voorwaardes wat vervat is binne in hierdie titelakte kontrak kan vervul. Slegs dan kan jy kom. En hierdie titelakte, toe dit opgetrek is by die koop van die eiendom, word hierdie een titelakte verseël en geberre in 'n kluis, as dit ware. En die ander een is die een wat die persoon dan nou, wat die plek gekoop, die koper dra dit saam met hom. So, hier is 'n baie groot waarskynlikheid, en heel waarskynlik is hierdie boek wat in die regterhand van God is die titelakte van die aarde, want vers 3 sê, niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde,
kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En dan vers 5, toe sê een van die ouderlinge van my, moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek op te maak, sy 7 seels te breek. Nou, hier is duidelik 'n verwysing daarna, dat die voorwaardes wat vervat is in hierdie titelakte, voldoen is aan deur die persoon wat nou die reg verkry het en die mag verkry het om hierdie titelakte oop te maak en te kyk wat daar binne staan. Right. En hier sien ons in vers 5 sê dit die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid het oorwin om die boek op te maak, sy 7 seels te breek. Hierdie leeu van Juda is Jesus Christus. In vers 6 sê dit, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Onthou nou, dit is nie voor God nie. Elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Hier is so pragtig, so 'n magtige openbaring hierso van Jesus Christus se oorwinning en sy geregtigheid of sy reg dan en aanspraak daarop om die titelakte van die aarde te kry. Kom ons stop net hier vir 'n ruk. Kom ons let daarop dat ons steeds in die troonkamer is, in hierdie raadsaal van die heersers, van nie net die aarde nie, maar selfs die hemelse wesens, want dis die 4 ouderlinge, die 4 lewende wesens, dis God self, die 7 geeste van God, wat die Heilige Gees is, Jesus Christus, dan is daar die engele in hulle verskriklike groot getalle wat om die troon van God is. En dan kom Jesus en hy neem hierdie boek uit die hand van God. Die boek wat ons kan verstaan as die titelakte van die aarde. Nou ons weet dat die vyand, die mag en die gesag en al die dinge wat daarmee saamgaan van Adam en Eva beroof het in die tuin van Eden. En dit beteken dat die mens nie as die natuurlike staat in staat is om 2 dinge te doen. 1 te oorwin en 2 hierdie titelakte terug te kry nie. Maar wat gebeur? Jesus kom as 'n mens om die aarde, die fisiese heerskappy van die aarde terug te neem. Hy verslaan Satan en hy het dit reeds gedoen en jy moet gaan kyk. Ek het 'n boodskapie gebring wat sê die dag toe Jesus, or the day Jesus conquered Satan. Right, maar nou staan daar in Openbaring 5 vers 9, onthou nou, Jesus neem die boek wat beteken die titelakte van die aarde word syne, met ander woorde, hy word soort van, behalwe God, hy is nou die oppergesag oor die aarde, en die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge gee erkenning daaraan, deurdat hulle voor hom buig voor die lam en hom aanbid. En toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, vers 9, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. Let baie mooi op hierdie, dit sluit geen stam, geen taal, geen volk of geen nasie word uitgesluit in hulle wat deur Jesus Christus se bloed losgekoop is nie. 5 vers 10 sê, omdat Jesus hulle losgekoop het uit al hierdie nasies, volksstamme, die volke en tale en stamme, het hy iets anders te gedoen. Hy het gesê, hy maak ons nou konings en priesters
vir ons God. Jy moet hierdie ding baie mooi verstaan, want hier is nou 'n nuwe geslag van konings en heersers wat tot stand kom hierso. En dit is 'n vervulling van die rol van wat Moses gespeel het in die Ou Testament en van die wet tot op hierdie stadium toe. En die priesterskap beteken dat 'n mens staan namens die mense voor die aangesig van God vir die rede om hulle harte te beskerm en die reaksie teen wat hulle bid en daai tipe goeders te kan nie omdat God nie verstaan nie, maar om dit daar te dra voor die aangesig van die Here, dat dit sigbaar is, beliggaam is, met ander woorde, in individue. So dis 'n priester. En ons verstaan baie duidelik wat 'n koning is. En luister, Openbaring 5 vers 10 sê, hy het ons konings en priesters vir God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Wie is die ouens wat op aarde sal heers hier as konings? Die 24 ouderlinge. Toe sien ek, en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000, dis 100 miljoen, en duisende van duisende, nog 10 miljoen, so dis 110 miljoen engele wat rondom die troon van God staan, en rondom die lewende wesens, en rondom en aan die buitekant van die ouderlinge, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag, die rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof. 7voudige waardigheid wat hier uitgespel word, wat aan Jesus toegedig word, omdat hy ons losgekoop het as priesters en konings, omdat hy sy eie bloed gevat het, en laat hom toegelaat het dat hy geslag is, om ons te kan loskoop. En elke skepsel, vers 13, wat in die hemel en op die aarde, luister mooi, waar is dit? Kyk die plekke waar die skepsels is in die hemel, op die aarde, onder die aarde, op die see, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot alle ewigheid. Aan God die Vader en aan Jesus Christus, die Heilige Gees ook. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. Ons beaam dit wat gesê word oor Jesus. En die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot alle ewigheid. Kyk, Jesus Christus is nie iemand wat van verbygaande aard was nie. Hy is nie dood nie. Hy het gesterf, maar hy het opgestaan. En daar is soveel bewyse. Ek self het sy asem op my voorhoof gevoel, toe ek in die diepte van verwarring en despair was, en nodig gehad het, om hom naby my te kry, of dat ek naby aan hom mag kom. Ek weet, en jy beter besef, geliefde, dat God Almagtig het Jesus langs hom gehad, toe hy die aarde geskep het. Die Heilige Gees was saam met hulle 2 dae, want hulle was Elohim, wat beteken die gode, net om vir jou te wys dat God in werklikheid 3 entiteite is. Kyk na die skepping, toe God die mens gemaak het. Die eerste ding is, hy maak, soos ou Boeta gesê het, my broer Eugene, hy het gesê, die Here het 'n modderkoekie gebak in die aarde. Maar die oukie, hierdie modderkoekie het hare en oë en senuwees en was in staat te wees om te smake waar te neem. Hy het 'n tong gehad, hy het ore, sensitiewe vel, al die ingewande
het al die hart en die lewer en al die noodsaaklikhede vir lewe het dit bevat. Die bloedvate was in plek, die senuweestelsel en die vertakking en goed, al die goeders was in plek gewees. Maar hy was steeds 'n modderkoekie en hy het steeds in die aarde gelê. Toe kom God. So dis die een element, dis die vleeslike of die fisiese Adam gewees, nie? Die tweede ene is, toe kom God en hy buig oor hierdie modderkoekie en hy blaas sy asem, sy gees, met ander woorde, met geweld in hierdie liggaam in. En toe hy dit gebeur, toe word hierdie modderkoekie 'n lewende siel. Sien jy die drie elemente? Dis die vlees, die modderkoekie, die gees wat uit God uitkom, wat die sentraal of die senter is, wat ons siele lewe gee. So, dan wil ek saam met hierdie 4 lewende wesens en saam met die 24 ouderlinge wil ek sê, Here, aan U kom toe die lof, die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Vader, ons het baie dinge om te verstaan en ek bid dat U vir ons sal help om hierdie beelde in ons harte en in ons wese vas te maak. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ons gaan voort volgende keer met hoofstuk 5. Ek het hieronder het ek 'n e-posadres aangestip wat sê openmywoord@gmail.com. Ek sê net weer openmywoord@gmail.com. As jy enigiets op die hart het oor hierdie stukkie wat ons gelees het of insigte wat u kry van die Here af, ek is so geïnteresseerd daarin te hoor hoe u dit ervaar en hoe u dit sien en hoe die Here aan u dit doen, want of aan u openbaar, want ek weet een ding soos 'n feit, nie elke mens het op presies dieselfde tyd, presies dieselfde openbaring van wat die Here sê of doen of wat ook al nie. En nog minder het enige enkele persoon ooit die volheid van die insig wat verkry kan word vanuit enige gedeelte nie. So neem asseblief vrymoedigheid, stuur my 'n e-pos as jy sover gekom het om hierdie skyfie te bereik, as daar enige iets is wat jy graag wil sien. Ons bid, Vader, ons dankie dat u besluit het om aan ons te kom wys hoe dit lyk, nie net op aarde nie net die lelike dinge nie, maar dat u briewe skryf in die gemeentes om hulle te waarsku teen die dinge wat daar verkeerd is, dat u raad gee van hoe om dit te herstel, dat u dierbare Here Jesus, dat u wandel tussen die kerke, dat die 7 geeste van God permanent wandel tussen die 7 gemeentes wat in Asië was in daardie tyd, en ons vra dat u volheid in ons harte sal uitstort en ons sal leer, sodat ons sal kan weet wat die Gees van God aan die gemeente wil sê. Amen.